Wanneer laas het iemand vir jou plek gemaak? Regtig plek gemaak, sonder dat jy iets hoef te gedoen het om dit te verdien. Kyk, ons leef so maklik met die gevoel dat ons plek voorwaardelik is, dat ons moet kwalifiseer, dat liefde iets is wat jy moet verdien. En dit kleur alles. Hoe ons kyk na ons werk, na onsself en hoe ons 'n verhouding staan. Maar luister nou hoe Jakobus skryf oor God se hart. Luister my geliefde broers en susters. Kies God nie juis die uit, wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof nie? Is dit nie hulle wat die erfgename van die koninkryk is, wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Hoor jy wat hier staan? God kies juis die wat niks het om te bring nie. Nie omdat armoede op sigself heilig is nie. Daar's niks romanties aan swaar kry nie. Maar omdat die een met leë hande iets weet wat ons so maklik vergeet. Dat ons niks het om mee te koop nie. Dat genade nie verdien kan word nie, dat dit 'n geskenk is, wat net ontvang kan word. En dit is presies wat God se tafel is, 'n geskenk. Jy het niks gedoen om gebore te word nie, jy het niks gedoen om hier te wees nie, maar tog het God jou gekies, en hy hou aan om jou te kies, en om jou te nooi. Daar is reeds 'n stoel met jou naam op. En ons sien dit die duidelikste in Jesus. Hy aan wie alle heerlikheid behoort, wat niks nodig gehad nie, het die plek aan die hoof van die tafel opgegee. Hy gee die hemel op. Hy word mens, hy word gebore in 'n krib. En hy eet met verstotenis. En dan uiteindelik word hy gekruisig, sodat daar plek is vir my en vir jou. So wanneer ons dink aan die vreemdeling, en om 'n gasvrye hart te kweek, begin dit nie by iets wat jy moet doen nie. Gasvryheid is iets om te ontvang. So voordat jy ooit vir iemand anders plek kan maak, moet jy self eers gaan sit, met leë hande, net soos wat jy is. So wanneer jy bid vandag, wil ek jou nooi om vir 'n paar oomblikke, met oop hande, letterlik oop hande op jou skoot te gaan sit, soos iemand wat op 'n geskenk verwag. En raak dan bewus van wat in jou gebeur, soos wat jy reflekteer op wat God vir jou wil gee. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons plek maak, dat U aanhou om ons te nooi na 'n lewe saam met U. Here, en dis vir ons 'n gedagte te groot, maar help ons om ons hart en ons lewens vir U oop te stel, om daardeur verander te kan word, sodat ons ook na ander kan verwelkom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.